'n nuwe oggend het aangebreek hier in Rooipits. Die lug is koel, die wasem hang nog swaar en 'n mens kan voel die Kalahari is besig om stadig saam met ons wakker te word. Na 'n aand van lag en stories langs die kampvuur is daar 'n rustige opgewondenheid in die lug. Die soort wat net 'n nuwe dag se verkenning kan bring. Die son begin oor die duine klim en verf die landskap in warm kleure. Terwyl ons stadig regmaak vir die dag, maak Jolandi vir ons koffie vir die pad en die kamp kom stil tot lewe. Reg vir die dag. Master Chef, Dag 2. dag 2. Groot dinge op pad. Groot dinge. Dis nog vroeg, maar die avontuur wag reeds daar buite vir ons. Ja, ek het 3-5 liters ingegooi Appington. Wat? Ja. So dit moet gevries wees. Dis ys. Kykie, hy vries hier binne. Vandag se plan vat ons op 'n sirkelroete. Ons begin deur noord op te beweeg langs die Nosop rivier voordat ons links gaan draai op die Laarduinroete wat ons oor die sand na die Alprivier gaan neem. Van daar af volg ons die Alprivier op pad na Kampkwa piknikplek waar ons beplan om te stop vir 'n bietjie middagete. Daarna vat ons die Hoërduinroete terug oor na die Nosoppad en werk dan stadig weer ons pad suid, terug in die rigting van Twee Riviere en dan uiteindelik terug by Rooipits. Dis 'n vol dag op die pad en soos altyd hier in die Kalahari, hoop ons dat die natuur ons gaan verras langs die pad met 'n paar spesiale sigtings. Goeiemôre julle. Wat 'n mooi maar stadige oggend wat ons nou gehad het by Rooipits vanoggend. En ons het al lekker leeuspore gesien. Ons het gisteraan die leeu's gehoor vir ons. Almal was op ons tone en ons het gespat op 'n stadium. Maar ons het deur die nag hulle gehoor brul maar ons het tog lekker geslaap. Dis koud, ons warm kombers het vir een of ander rede die proppe bietjie uitgetrek, maar ons was warm. So, as jy hiernatoe wil kom, wees maar voorbereid met ekstra kombers. En ons slaap vanaand weer by Rooipits, 'n kampaand. En hopelik is ons bietjie meer ingesettel. Ons het so 'n bietjie lank gevat vanoggend om 'n kamp op te slaan hier in 'n halfse bedryf. Maar dit is maar deel van die ou dingetjies mense leer maar nog waar kom als. Dis nou die eerste keer ons so 'n lang trip aanpak obviously so. Dis moeilik om alles heeltyd weer in daai selfde plek te kry. Maar nietemin ons is hier, is 'n pragtige oggend, geen wind. So ons vat julle saam vir hierdie avontuur saam met my en Karen en Willem en Jolandi. So bly ingeskakel. The Claws. En daar verras 'n trop springbokke ons vir ons eerste sigting van die dag, rustig besig om te wy. Hulle teenwoordigheid bring darm maar net lewe in hierdie dorre landskap.
Kai, ons kap 'n lefty. Die einste. As ons iets gaan sien, gaan ons dit nou sien. Omdat die son nou hier nou oor ons linkerkant skyn. Ja, nee, ons moet ons oorwees nou oophou. Ek het al op hierdie duinepad, alhoewel meeste mense sê nee, jy sien my op die duinepad, het ek op die einste duinepad al leeu's gekry en ek was alleen foksie op my eie. Never say never. Ja, die sonnetjie is bietjie potent, né? Ja, maar ons moet hom waardeer. Jy sê ons kap regs hierso, né? Kamkwatu. Jebo. Ons is nou hier in die Oprivier en ons is op pad nou. Ons het besluit ons gaan eerder na Kamkwatu ry in plaas van na Agterlonie. Agterlonie. Maar dit sien nie veel hier op die oomblik nie, maar ja, ons hou aan beweeg. Ons het al so 'n paar keer die planne bietjie verander, maar ja, dit is hoe dit gaan op die oomblik. Ek het die kom maar van vooraf, hy gooi bietjie cola. Ek hou van dop. Jy was van kolle gooi in die wildtuin met hulle mos speed traps. Dan vang hulle ouens op kamera wat hulle stel of fisies daar gaan sit 'n speedkop met 'n kamera in die wildtuin vir die dag. En ek het nou snaaks genoeg gesien hulle dit ek dink Desember laas jaar vir die eerste keer hier ook gedoen. Wat hulle ou hier onder 'n boom sit met 'n speed trap. En dan vang hulle ouens op hierdie paai, maar die ouens ja. En dan skryf hy van 'n boetes hier die galagari. Ek sal nog gaan nie met 'n baie geruste hart die hele dag hier op 'n stoel onder 'n boom sit nie, hoor. Hy sê definitief dangerous by. Hier is iets aan die gang. Ja, hier by die watergat. Hopelik, ek hoop julle almal sit hier en eet koffie en drink beskuit nie. Of voor my nou drink beskuit. Eet beskuit saam met 'n koffietjie nie, maar ja, kom ons hoop vir die beste. Daar's 'n fyn vir jou, hoor. Ek het ouers ook gebring, dankie Karen. Sien nog niks by die blote oog nie, maar as hier so baie karre is, dan moet hier definitief iets wees. Ek kan nie dink dat hulle almal hier so net sal sit en wag nie. Maar jy kry seker mense, hulle park hier vir die hele dag. Hier's 2 leeu's letterlik onder die boom, so Willem, ek weet nie of julle wil. Ek gaan bietjie reverse, dan kyk hulle hier links oor die bonnet. O, hier lê die 2 wyfies, ja, wagtig. Nee, is reg so, net so. Gaan jy voordat hy nie meer foto's. Niks. So ons het nou hierso 2 wyfies, wel 4 wyfie leeu's gekry. Hier langs die pad op pad Kamkwatu so. Nou ja, hoe is dit vir geluk? Leeuwyfies 2 dae in 'n ry. Ons is nie heeltemal seker of dit dieselfde wyfies is wat ons gister 'n end verder terug op die Mata pad gesien het nie. Dit is immers 'n hele end van waar ons nou is. Maar hoe dit ook al sy, 'n katsigting bly iets besonders, al is dit dieselfde leeu's.
Net 'n bietjie verder aan wag nog 'n verrassing op ons. 'n Enorme trop springbokke, die grootste groep wat ek nog ooit gesien het. Tussen hulle sien ons ook 'n paar grondeekorings rustig besig om te eet. Vir my bly hulle definitief van die oulikste diertjies om in die veld te kan sien. Ons kry nog 'n paar gemsbokke langs die pad, statig en perfek aangepas vir hierdie dorre landskap. Hierdie diere is ware oorlewers. Waar temperature maklik bo 40 grade kan styg, beskik die gemsbok ook 'n merkwaardige verkoelingsstelsel. Hulle kan hul liggaamstemperatuur laat styg om sweet te beperk en gebruik 'n spesiale netwerk van bloedvate naby die brein om die bloed af te koel voordat dit die brein bereik. Dit beteken hulle kan hitte hanteer op maniere wat min ander diere kan en aanhou beweeg waar lewe skaars is. In 'n wêreld waar elke druppel water tel, is die gemsbok 'n meester van aanpassing, 'n ware simbool van die oorlewing in die woestyn. Today I feel like licking a clip. Mense taal sal dit wees amper soos chicken de licken. En 'n lekker mengel. Ons pak die laaste stukkie pad aan na Kamkwa, net betyds vir middagete. En glo my, dit is die perfekte gety, want my maag begin nou al brul soos 'n leeu. Daar is darem iets besonders daaraan om sommer langs die pad stil te hou en uit jou overland opset se kombuis se ete saam te slaan. En natuurlik 'n espresso in die middel van die bos. Ek is seker George Clooney sou homself wat kon verbeel. Dan het gedink François domesticated op by kombuis werk. Hy doen nie. Hy doen nie. Ons vat die hoër duine roete terug na die Nosop rivierbed. Weereens op en af deur die eindelose duineveld. Dis 'n langer pad as die lae roete, maar darem mooi geskraap. Al laat die duine jou werk vir elke meter op en af en weer op en af. Daar is nie veel wild om te sien hier nie, maar ons maak gou ander planne om die rit die moeite werd te maak. Wat se mengels is dit? Boomstam. 'n boomstam. Boomstam. Tussen die duine deur raak die geselsies ligter
En die grappies tussen my en Karen begin net so rol soos die wiele oor die sand. Soms gaan dit nie net oor wat jy sien nie, maar oor die pad self. Daar is die helfte van die oog, ek kan nie. Ons maak weer 'n draai by die witwanguil in Melkvlei om te sien hoe dit met haar gaan. Stil, amper onsigbaar, soos altyd perfek aangepas by haar omgewing. Do the funky chicken. Hierdie een is besig om die funky chicken te doen vir sy birdie. Net 'n entjie verder aan wag daar egter 'n heel ander toneel op ons. Twee volstruise besig met hul eie sake. Ek dink ek gaan die fynere besonderhede liewer vir National Geographic los om te verduidelik. Dis juis hierdie onverwagse oomblikke wat die veld so besonders maak. Jy weet nooit heeltemal wat om die volgende draai vir jou wag nie. Daar is nog ons, maar Yes, dit maar gaan lief. in daai. Daar gaan leeuspore daai kant toe. As jy inry, kyk daarso aan die linkerkant is daar leeuvoetspore wat daai kant toe gaan. Dit is slegter, is my vrou sê dit gaan vorentoe. Met ons aankoms by Rooipits is dit Karen wat die eerste vars leeuspore langs die kamp raak sien. O, dis hulle leer wat daar. O, daar gaan die ground squirrels in hulle goedjies in. Dis een van daardie oomblikke waar jy nie heeltemal seker is of jy opgewonde of effens senuweeagtig moet wees nie. Die spore is vars en dit is 'n duidelike herinnering dat ons nie alleen kamp hier vanaand nie. Ons kyk rond, luister fyn, maar op die oog af lyk alles stil. Die kamp lê rustig voor ons, amper te rustig. Ons moet die ding in uitprop om die ander ding. Lekker. Nog die kunste vis nog gedoen. 8 jaar moet jy gaan. Dit is nou die laaste aand by Rooipits. Ons het nogals 'n lekker dag gehad, moet ek sê, wat begin het met 4 leeuwyfies. So dit was 'n goeie afskop vir die res van ons trip, maar baie koue oggend met die water wat gevries het in die pyp of in die tank. So dit raak bitter koud hierso. Maar ons het 'n lekker roete gehad oor die onderste duinroete, opgegaan tot by Kamkwa, oor die duine gery, weer terug met die boonste duinroete. Ons het mense gehelp wat se battery pap geraak het. Ons het 'n insident gehad met volstruise wat mekaar duik. Ja, dit het so 'n bietjie soos 'n rugby tackle gelyk. Maar ons sluit dit nou vanaand af. Hier langs nog 'n kampvuurtjie. Atmosvuurtjie. Met 'n Atmos Jägermeistertjie wat ons gesluk het. Times twice vir fines, want Karen kan haarself nie gedra nie. So, ai jene Karen. So, maar verder het ons nie regtig insidente gehad nie. Dit het goed gegaan vir die dag. Ons het Karen het so 'n bietjie daai duinroete so 'n bietjie karsiek geraak oor die duinroete. Daai duinroete is definitief interessant. Maar ja, môre gaan ons die pad aanvat Nosop toe en dan gaan ons oor die grens gaan tot in Mapaya. En ja, dis 'n groot enetjie, so ons sal julle môre meer van dit vertel. Maar ja, ons sluit die aand af weer met 'n baie mooi sterre, 'n view van die sterre. Maar ja, ek dink vanaand het goed gegaan. Ons kon actually die Starlink opkoppel. Ek moet dit sê, thanks Elon. Well done.
ons kan in Botswana sit en ons kan actually met ons families kommunikeer wat great is. En ek dink ons het die kamp opslaan. Is dit nou die kamp opslaan bietjie gestreamline? So, maar ja, dit sluit die aand af met 'n baie rustige gevoel in ons harte met wat dit aanbetref met die wat nou? Ja, ons luister vir die leeu's wat brul, maar vanaand is hulle bietjie stil. So. Ons bure flits die hele tyd hulle ligte op, maar soos julle kan sien hier agter ons is gegeer met die ligte, maar ja, hopelik is ons veilig. Maar alright, bly ingeskakel, daar's nog baie aksie wat kom. Rina overlanding. And kat. Nee, nie hierdie katte nie. Nie hierdie katte nie.